Groete in Jesus naam. En dit is vir my weer eens 'n plesier en 'n voorreg om aan u die woord van die Here voor te hou en aan u die waarheid van God se woord te verkondig. En ek wil vandag met u praat uit Psalm 88. In Engels, Psalm 88. Ek wil graag met u daaruit praat, die eerste 3 verse. En vertrou die Here dat dit ter bemoediging van u hart sal wees en dat dit relevant sal wees tot u huidige omstandighede en tot dit wat u dalk mag deurgaan of ondervind in u lewe. Maar ek dink elke gelowige moet homself hieraan verbind om die aangesig van God te soek. Ek vertrou dat dit vandag vir u 'n seëning sal wees. Dit wat ons uit God se woord uit sal lees en die gesprek of die prediking van sy woord, dat dit u siel sal benat. Maar voor ons in die woord van die Here gaan, wil ek u vra dat u tog saam met my net so vir 'n oomblik die aangesig van die Here soek in gebed en dat ons vra dat hy ons deur sy gees sal lei om vandag deur hom sy woorde aan te hoor. Kom ons bid saam. Vader, ons sê baie dankie vir die genade. Ons sê dankie Here vir die goedertierendheid. Ons sê dankie dat ons aan die lewe is en dat u ons tot hier toe gedra het. Dankie vir u heilige woord. Dankie Here vir die lig van die woord. Dankie vir die waarheid van die woord. Dankie Here vir die mooiheid en die konstantheid van die woord van God. En ons wil aan vandag bid en vra, terwyl ons in die woord kyk, dat die Heilige Gees van God ons sal lei, en dat ons daardeur gevoed sal word, en dat ons daardeur versterk sal word, en dat ons daardeur verlig sal word, in Jesus naam, met baie danksegging. Amen. Baie dankie broers en susters, vriende, familie. Ek wil ook vir u welkom vandag, en baie dankie dat u saam met my in gebed net die aangesig van die Here gesoek het. Ek wil vir u lees, ek lees vir u in Engels, en ek lees vir u in Psalm 88, Psalm 88, and it reads as follows. It says that a song or a psalm for the sons of Korah. To the chief musician upon Mahalath, Leanoth, and Meskel, and Heman the Ezrahite. He says, O Lord, God of my salvation, I have cried day and night before thee. Let my prayer come before thee. Incline thine ear to my cry, for my soul is full of troubles, and my life draweth nigh unto the grave. I am counted with them that go down into the pit, and I am as a man that hath no strength. Blessed is the word of the Lord. Die woord van die Here is geseënd. En ons lees hier, jy weet, en as ons nou hierdie hele Psalm deurlees, dan sal ons uitvind, jy weet, dat hierdie eerste vers is eintlik die enigste vers wat, jy weet, wat ons sekerheid gee in hierdie Psalm, dat daar hoop is. And it says in verses 1, it says, O Lord God of my salvation. It says, O Lord God of my salvation. And I want to let you know, brothers and sisters, broers en sisters, ek wil u vandag laat weet dat die Here, onse God, hy is ons verlosser. Hy is die God van ons verlossing. He's the one that delivers us out of all our troubles. Jy sien, jy lees en u hoor dat hierdie psalmdigter, hy skryf en hy sê dat sy siel is bemoeid. He says, my soul is full of trouble. But he says, in the first verse, he says, Lord, O Lord God of my salvation. And he acknowledges, hy erken dat God eintlik sy God is van verlossing. En ek wil vandag vir u sê, broers en susters, familie en vriende, dit is nie uniek
van ons, en dit is nie uniek van die mensdom, om deur moeilike tye te gaan, of deur moeilike seisoene in die lewe te gaan nie. Dit is nie uniek nie, ons almal gaan deur moeilike tye, en spesiaal as u Christus volg. Want die Bybel noem, en hy sê vir ons, dat iemand wat godsvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Ons word vervolg op alle vlakke, gelowiges en hulle wat in Christus glo, en wat weergebore is, en wat nie van hierdie wêreld is nie, maar wat wel in hierdie wêreld is, word op alle vlakke van die lewe soms vervolg, vanweë die feit dat ons nie van hierdie wêreld is nie, en ons is nog juis in hierdie wêreld, maar omdat ons nie van hierdie wêreld is nie, is dit vir ons, ons kan met sekerheid sê dat ons gaan vervolg word, want dit is wat die woord van God ons leer. En so hier sê die psalmdigter, hy sê, O Lord, God of my salvation. Hy weet dat God die God is van sy verlossing. God verlos hom uit elkeen van sy probleme, God verlos hom uit elkeen van sy beknoppings, en uit elkeen van sy moeilikhede, sê hy, U is die God wat my verlos. En ek wil vandag vir u sê, as u waarlik Christus volg, as u waarlik lief is vir die Here, as u waarlik weergebore is, dan het u 'n God wat u verlos. Ons kan elkeen getuig van een of ander geleentheid of een of ander omstandighede waaruit God ons verlos het, uit een of ander beknopte plek, of uit een of ander hoek, of uit een of ander moeilikheid, of een of ander gevaar waaruit God ons verlos het. Ons kan getuig daarvan. En die Bybel maak vir ons dit baie duidelik. As u lees ook deur die psalms, u sal agterkom dat ek is baie lief vir die psalms ook, maar as u lees deur die psalms, dan maak die skrif dit vir ons baie duidelik, dat God herinner sy mense, dat hulle moet nie vergeet van wat hy vir hulle gedoen het nie, hoe hy hulle by die Rooi See gered het nie, hoe hy hulle uit Egipte uitgelei het nie, met 'n baie magtige hand, en God maak melding van dit, en hy wil hê dat ons moet weet dat hy die God van ons verlossing is. Wat ook al jou moeilikheid vandag is, wat ook al jou te beurt val vandag, wat ook al voor jou deur staan, kom dat ons verenig oor hierdie feit, dat God is ons verlosser. Hy is ons verlosser. En dit is wat die psalmdigter vir ons hier sê. En hy sê, nou bid hy na sy verlosser toe. En hy sê, I cried day and night before thee. Ek het dag en nag voor u gehuil, of ek bid dag en nag na u toe, sê hy. En ek wil vandag vir u bemoedig deur te sê, vriende, familie, broers en susters in Jesus Christus, ek wil vandag vir u sê, ons wat bemoeid is, die Bybel sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, en ek sal julle rus gee. Dit is Jesus se woorde. Dit is God wat vlees kom word het en op aarde tussen die mensdom kom woon. Dit is sy woorde wat hy sê, en hy sê dat almal wat vermoeid en belas is, moet na hom toe kom, want hy sal rus gee. Hy het rus. En hier sê die psalmdigter, ek het voor u dag en nag, roep ek uit na u toe. Dag en nag, heilig voor u, dag en nag, roep ek uit na u toe. En dit is ons voorreg, broers en susters, dit is ons voorreg, familie en vriende, om God te soek in tye van moeilikhede, in tye van vermoeitenis en jy weet, wanneer ons belas is in ons siele, en hy gaan nou daarna toe, hy gaan praat oor hoe hy voel en wat in sy siel plaasvind en plek vat op hierdie tydstip van sy lewe. En hy sê, let my prayer come before thee, and incline thine ear unto my cry. Hy sê, let my prayer come before thee. Laat my gebed voor u kom, Here, en neig u oor tot my geroep. En ek wil vandag vir u sê, dat die woord van die Here sê, dat sy oor is nooit te swaar om te luister nie. En u ken dit natuurlik, u weet dit natuurlik, sy arm is nooit te kort om te red nie. En die psalmdigter vra in sy gebed, laat my gebed voor u kom. En ons weet natuurlik, jy weet van die skrif, ons weet natuurlik dat die gebed van die regverdige
dit dra groot krag. In ander woorde, dat God luister na die gebedes van die regverdige. God antwoord die gebedes van die regverdige. Dit is soms nie altyd in die manier hoe ons dit wil hê nie, of die manier hoe ons dit verlang, of hoe ons in ons kop of in ons hart en gedagte uitgewerk het, hoe God moet antwoord nie, maar ons kan seker wees van hierdie feit, dat God antwoord altyd die regverdige. Daar is groot krag in die gebede van die regverdiges, nie omdat hulle self regverdig het nie, nee, maar omdat hulle in Christus regverdig is, en omdat hulle in verbondsverhouding met hom loop, en omdat hulle verbondsliefde van hom ontvang, en verbondsliefde aan hom toon, maar dit is in hom wat ons as regverdiges verklaar word. Dit is nie deur ons eie doen en late of ons eie selfregverdige dade nie, nee, maar dit is deur hom, deur sy dood, deur sy sterfte, deur sy lewe, sy dood en sy opstanding, en die feit dat hy ons na hom uitgenooi het en geroep het, dat ons nou 'n nuwe geboorte in hom kan ondervind, en as regverdiges in Christus leef en voortbestaan. En die gebed van die regverdige dra natuurlik groot krag, sê die skrif. En hier sê die psalmdigter, hy sê dat sy gebed, hy vra, Here, laat my gebed dan tog voor u kom, en neig dan tot asseblief u oor na my gebed. Ek wil vandag vir u vra, en ek wil vandag vir u sê, eerstens, dat, jy weet, as jy in moeilikheid is, of as jy in 'n beknopte situasie is, of dit nou finansiëel is, en of dit nou met siekte is, of met jou liggaam is, of met familie is, of jy weet, met kinders is, of wat dit ook al mag wees, is jou toevlug na God toe in gebed. Want op hierdie tydstip, of in hierdie hedendaagse lewe, het mense baie, people have a lot of refuges that they run to. Mense het baie plekke, en mense waarna hulle gaan, maar ek wil vir u vandag bemoedig, kom ons neem ons toevlug na God deur Jesus Christus. Is jou toevlug na God toe, wanneer jy bid, en jy weet, en dit laat my dink aan die tyd toe, ek dink is Nebukadneser, in die tyd toe daar 'n verklaring uitgegaan het, dat almal moet vir 30 dae, of almal moet vir 'n sekere tydperk, moet hulle nou net na die koning te bid. All their petitions must go to the king. En daar was toe hierdie 3 manne, en daar was toe Daniel gewees, wat besluit het, nee, maar hy kan nie hom daaraan verbind nie. Hy weet dat hy 'n verbondsverhouding met God, en hy bid na God, en soos die Bybel het gesê, dat hy 3 keer bid, en hy het gedoen soos wat hy maar altyd doen, hy het gebid, en hy het sy versoeke voor God neergelê, en hy was natuurlik vervolg vir dit. Hy was natuurlik vervolg, maar Daniel het bly hou by sy verbond met God, dat hy sy versoeke in gebed en sy dankseggings en sy smekinge altyd daagliks voor God neergelê het. En hier sien ons dat die psalmdigter vra dat die Here die God se oor moet neig na die gebed van die psalmdigter, en God is gewillig, en God neig sy oor. His ear is always ready to hear the prayer of the righteous. En ek wil vandag vir u vra, broers en susters, vriende en familie, is God u eerste uitroep? Is Jesus Christus die eerste een na wie u hardloop, na wie u gaan, by wie u hulp soek? Is hy die eerste een? Is hy die enigste een wat vir u, jy weet, 'n verlosser is? Is hy die een wie u glo, wie vir u kan help? Is hy die een wie u glo, wie vir u kan beskerm? Is hy die een in wie u glo, wie vir u kan, jy weet, red uit u moeilikheid uit? Is hy die een na wie u gaan? Is hy die een na wie u soek? En as dit nie so is nie, of as u dalk, jy weet, 'n bietjie teruggeval het, en 'n bietjie hier u vertroue in mense gesit het, en 'n bietjie daar u vertroue in die tegnologie gesit het, of 'n bietjie daar in die vertroue in die bankstatus gesit is, wil ek u vandag terugbring, en ek wil vir u vandag herinner,
kom dat ons terugkeer en ons vertroue op God plaas, in Christus plaas, en in niemand of niks anders in hierdie wêreld nie, want alles in hierdie wêreld gaan verby, maar sy woorde sal bly staan. En dan wil ek net na vers 3 gaan. Vers 3 sê die volgende, he says, for my soul is full of troubles, and my life draweth nigh unto the grave. Hy sê, want sy siel is blykbaar in Afrikaans, as jy die ou Afrikaans vertaling is, sy siel is sat van vermoeitenis. Maar hy sê in hierdie vertaling in die ou King James version says, for my soul is full of trouble, which means, wat beteken is dat die psalmdigter hier het 'n punt bereik waar hy vol van moeilikheid of vol, soos die Engelsman sal sê, he's been afflicted to the brim, hy's vol van affliction, sy siel is vol van die moeilikheid of van dit waarmee hy te doen het op hierdie stadium van sy lewe, en dat daar is nie meer plek nie, hy's vol, he says, my soul is full of trouble, and my life draweth nigh unto the grave. Dit herinner my aan die woorde wat ons Here Jesus Christus in die tuin van Getsemane gebid het en gesê het, toe hy vir sy disippels sê, my soul is exceedingly sorrowful. En dit is net voor hy sterf, toe sê ons koning en Heer en saligmaker, my soul is exceedingly sorrowful. En jy weet, broers en susters, met alles wat in hierdie wêreld gebeur, met alles wat tans voor die mensdom staan, die Bybel sê, daar sal 'n tyd aanbreek waarin manne met hulle hande op hulle heupe staan, en waarin mense se harte sal ingee, waarin mense ineen sal stort, vanweer die sorge van die lewe, wat te veel word vir mense. En hierdie psalmdigter sê, sy siel is vol. Jesus het gesê, net voor sy kruisdood, hy het gesê, my soul, oh, I'm exceedingly sorrowful. En ek kan u waarborg, broers en susters, familie en vriende, dat daar is mense, miskien dalk nie u nie, of miskien dalk nie ek nie, maar daar is mense op hierdie stadium van hulle lewe, wie dit ondervind. En as u dalk een van hulle is, en as u dalk op 'n punt of op 'n stadium van u lewe of in 'n seisoen is, waarin u siel swaar belei is, met die sorge van die lewe, met die sorge van die dinge waarmee u te doen het vandag, en dinge te swaar is vir u, sê hy, my soul is full of troubles and my life draweth nigh unto the grave. Somkere kan hierdie interne laste, hierdie laste in ons siel wat ons binne voel, kan dit 'n mens letterlik dryf na die graf toe. Kan dit 'n mens letterlik laat hoop opgee om te lewe. En nie om in te veel detail in te gaan nie, maar weet u, daar's mense wat deur die swaar kry van die lewe en deur die druk van die lewe, is daar mense wat hulle eie lewe vat, so jong as 14, so jong as 13 jaar oud, hoor ons deesdae dat mense neem hulle lewe vanweë die druk van die lewe. En ons weet dat dit het grootendeels te doen met demoniese druk ook, maar ek wil vandag vir u sê, dat daar is hoop vir u, daar is hoop, want God is ons verlosser. In die eerste vers het ek vir u gelees, dat die psalmdigter skryf, O Lord, God of my salvation. As ons enige hoop het vir oorwinning, as ons enige hoop het vir 'n toekoms, as ons enige hoop het vir 'n lewe, vir verlossing uit ons omstandighede uit en uit die moeilikheid van die lewe is, as ons enige hoop het, dan wil ek u vandag sê, dan is dit Christus en Christus alleen, my broers en susters. Dit is Christus en Christus alleen. En hy sê in vers 4, I am counted with them that go down to the pit, and I am as a man that has no strength. En ek wil vir u vandag sê, en dit is die laaste vers wat ek gaan deel met u van hierdie psalm, hy sê, I am as a man that has no
strength. Soms kere dan kan het voel vir 'n mens dat al jou sterkte is opgeneem deur die probleme wat die lewe oplewer. Hier sê die psalmdigter, I am as a man that has no strength. Maar skryf die apostel Paulus nie aan een van die Nuwe Testamentiese kerke nie, dat wanneer ons swak is dit die ideale geleentheid vir Christus en vir God deur die Heilige Gees om sy sterkte in ons te openbaar. Hy sê, I'm as a man that has no strength. En ek wil vandag vir u sê, broers en susters, dit is nie 'n unieke situasie vir hierdie psalmdigter nie, want dit gebeur met ons ook soms. U kan dalk getuig van tye wanneer u voel dat daar is geen sterkte in ons nie. Maar dit is die ideale oomblikke waarin ons God moet soek, waarin ons hom moet aanroep, waarin ons moet uitroep na hom toe, want hy neem graag plesier daarin om ons sterkte te wees. Want dit herinner my aan 'n man met die naam van Gideon, waarin God sy militêre manne wat saam met hom is, het God die syfer van sy militêre krag drasties verminder, net om hom te laat verstaan, of net om die mense van God te laat verstaan, dat dit is nie deur mag of deur geweld nie, maar dit is deur God se Gees, wanneer God nie aan ons kant is nie, en wanneer sy sterkte afwesig is, dan kan ons niks vermag nie. Maar ek wil vir u sê, as u dalk voel, dat jy weet dat, u voel soos hierdie psalmdigter, u voel soos ons som daar voel, dat ons het niks sterkte nie, dan is God daar om in te gryp en om ons sterkte te wees. Ons het geen beter verlosser nie. Ons het geen beter sterkte nie. Daar is niemand soos hy nie. Nie hierdie nuwe tegnologie of AI of wat ook al kan met Jesus Christus en met God vervang word nie. Laat hy u sterkte wees. Laat hy die God van u verlosser wees. Ons is nie gevryborg van moeilikhede nie. Ons is nie gevryborg van hartseer nie. Ons is nie gevrywaar van hierdie dinge wat gebeur nie, maar ons het 'n God wie ons verlosser is, en ons het 'n God wie ons sterkte is. My gebed is dat u sal uitroep na hom vandag en elke dag en elke seisoen van u lewe, dat u sal uitroep na hom, want hy staan gereed om die gebed van die regverdiges aan te luister en om in te gryp en om homself aan ons te openbaar. My gebed vanoggend was gewees dat die Here sal, in Engels soos ek gesê het, Lord, will you intervene in our human affairs? Sal u ingryp in ons menslike omstandighede, en God staan gereed, maar ons moet uitroep na hom toe. Mag die Here u seën en u sterkte wees en u verlosser wees, soos wat u wag op hom en soos wat hy u self en soos wat hy homself aan u openbaar. Mag hy u versterk in u hoop en in u vertroue op hom. Die Here seën u en versterk u. Baie dankie.